Kom ons praat 'n bietjie oor die geprofeteerde verwoesting van die FSA, want is iets wat mense nie wil hoor nie. Nou ja, daar's baie wagters op die mure, daar's baie dromers wat oor die jare heen hierdie ding voorspel het. Baie duidelik voorspel het. Die verwoesting wat sal kom oor die FSA, nie net op geologiese vlak nie, nie net tsunamies nie, nie net aardbewings nie en vulkaniese uitbarstings nie, maar ook oorlog, burgeroorlog, hongersnood. Daar's verskriklike dinge wat sal kom oor die FSA, eintlik oor die hele Europa, die hele westerse ek wil sê die Western Pack, hierdie westerse bondgenote, want hulle is skuldig aan baie bloedvergieting, onnodige bloedvergieting. Want hulle dans almal saam met Babylon, waar Babylon die Joodse staat is. Dit staan daar in Openbaring 11. Die mense moet dit net gaan lees. Die twee lyke van die twee getuies sal lê op die strate van die stad wat ook genoem word Sodom en Gomorra, Sodom en Egipte, waar ook ons Here Jesus gekruisig is. Nou Jesus is nie gekruisig in Rome nie, of in Washington nie, of in Londen nie, hy is gekruisig in Jerusalem. So daar is 'n duidelike verwoesting wat kom vir Babylon, die hoerstad van die wêreld. Maar almal wat met haar gehoreer het, almal waar die Joodse lobby in beheer is, oral waar die Joodse lobby die sê het, waar hulle hierdie groot lande gebruik en hulle seuns en dogters om oorlog te maak, en dit kom al daar van die Eerste Wêreldoorlog af, dit kom eintlik al van die Anglo-Boereoorlog af. Hulle is skuldig aan baie bloedvergieting, hulle het gehoreer met die hoer op die dier. En daarom sal die verwoesting kom vir die westerse nasies. Hierdie westerse blanke nasies gaan toet en taal verwoes word. Baie gaan ondergaan, baie gaan ophou om te bestaan, en daar sal een blanke land oorbly, en dit is hier in Suid-Afrika. Dis iets wat Siener baie duidelik voorspel, maar hy's nie die enigste een wat dit sê nie. Nou ja, ek het nou op nog 'n video afgekom, waar 'n man die verwoesting voorspel van die FSA, van die kernmissiele wat sal val op die FSA. Ek gaan hom nou vir julle speel, en dan gaan ek vir julle die ander bewysstukke ook gee. Maar as jy verstaan, en ek het baie leringe hieroor gegee, baie ek het dit op YouTube geplaas, maar ek het veral hieroor gepraat op my WhatsApp groepe. Het ek Daniël uitgelê, ek het Openbaring uitgelê en so aan, vers vir vers. Ek daag enige predikant, pastoor, herder uit om saam met my om 'n tafel te sit, dan kan ons bietjie skrif vergelyk. Dan gaan jy agterkom hoe min hulle weet. Maar Daniël 7 vers 4 verduidelik vir ons van die arendkoninkryk. Nou die leeu wat die vlerke het van 'n arend. Hy sê, eerste was 'n leeu. Onthou dis die diere wat uit die see uitkom. Die see is die nasies. Eerste was 'n leeu en hy het die vlerke van 'n arend gehad. Nou luister wat gebeur met hierdie leeu met die arendvlerke. Hy sê, en ek het bly kyk totdat sy vlerke uitgeruk is en dit van die grond af opgehef is en soos 'n mens op 2 voete neergesit is en aan daaraan 'n mens se hart gegee is. En dit het alles te doen met die verhaal van Nebukadneser, wat hoeveel tydperke in die wildernis was, en hy het 'n dierehart gekry, 7 tydperke. Dit gaan oor die 7 koppe van Openbaring. So die arendkoninkryk is die 7de kop. Die FSA is die 7de superpower wat die wêreld regeer, voor die verwoesting van die aarde, en dan sal daar 'n 8ste kop regeer, naamlik die Gog en die Magog koninkryke, na die verwoesting van die aarde, na die 3de wêreldoorlog. So hier sien ons baie duidelik, dat God sê, hy gaan die arendkoninkryk se vlerke uitruk, en sy vere uitruk, en hy gaan hom soos 'n mens op sy voete neersit, en dan hom 'n mens se hart gee. In 2 Esdras 12 verduidelik dit ook, waar hy hierby aansluit, is 'n boek wat in jou Bybel is nie, is deel van die Latynse Vulgaat, so dit was deel van die Bybel, is net die protestante die boek uitgehaal. En daarin word dan nou mooi verduidelik, dat dit 'n oproerige koninkryk sal wees, dit sal in 4 dele verdeel, en glo my, die blankes gaan nooit weer daar regeer nie. Reg. So, baie duidelike voorspelling, die skrif sê, die FSA
sal verwoes word. En natuurlik daarmee saam NAVO, die westerse blanke nasies en so aan. So luister 'n bietjie hierdie man se droom, en dan gaan ek nog drome vir jou gee van ander mense wat hierdie verwoesting baie duidelik gesien het. Catastrophic dream about judgment on America. Let me read. It says, in the dream I was at the kitchen washing a cup when all of a sudden I started to float and was taken up high enough to see the entirety of the USA. I then was taken to Manhattan, where I descended low enough to see many people walking in the streets and people in their office working. It was a normal day, everything was fine. All of a sudden I looked towards the ocean and saw a large missile coming out of the water in extreme high speed. I could see some people looking out the window, and instantaneously their eyes were melted. I was immediately taken to a higher altitude to see the impact of the missile. When it hit Manhattan, it was dead on. I could see a large ball of fire growing rapidly horizontally, and people were evaporating in the buildings, melting. After that, I was taken to Florida. The city looked like it was Miami. I was taken this time to the beach and was floating very low, almost touching the sand. I could see many people at the beach. I could see the city, the beautiful buildings behind the people in the beach. I could also see people in their offices working also, just like in Manhattan. Again, just a normal day. But again, I saw a large missile coming out of the ocean extremely fast. And once again, as it came up, it came down on the beach, right where the water reached the dry sand and right in front of me. I was taken up again and could see a large ball of fire spreading horizontally and consuming everything. Since the missile hit the beach, that ball of fire went towards the ocean and destroyed many boats and large ships. I also saw a large wave push towards the ocean due to the explosion. Once again, I was taken to a very high altitude that I could see the entire USA in the Pacific Ocean. Out of the Pacific Ocean, 4 large missiles came out. They hit California, Washington, New Mexico, and Illinois. I saw the large balls of fire again, and they consumed everything. As these 4 missiles hit the areas, I mentioned that's when I heard a voice. The voice said to me, I'm showing these things because America's Judgment Day will be happening very soon. I'm going to destroy her, but the ones that are mine, I will spare their lives. Nou die hele skandaal, die hele Epstein skandaal. En as jy gaan navorsing doen, jy gaan luister al die video's, al die inligting wat hulle oor hom al versamel het uit die miljoene files wat hulle al vrygestel het oor die laaste aantal maande, dan kom jy agter Epstein was baie ver en ingewikkeld oral by westerse nasies. Hy probeer om by Putin iets te gaan doen. Hulle het hulle afgevee aan hom. So Rusland het lankal gesien, hierdie ou is 'n bullshitter. Het hulle vir hom die pad gewys. Maar by alle ander westerse nasies het hy iewers 'n inslag gevind. Het hy gaan kuier, of het hy kontak gehad, of so aan. En ou Epstein, lyk dit vir my, is baie duidelik betrokke gewees by kannibalisme, pedofilie, human trafficking, torture videos. Die man was eintlik 'n satanis. En dan is dit nou heel toevallig. Hy het definitief vir die Mossad gewerk. Hulle wil vir jou sê, hy het vir Rusland gewerk. Hy het nie vir Rusland gewerk nie. Al sy kontakte was met die Mossad en met die Joodse staat, en hy self 'n Jood. So, ja. Nou, hierdie Baal-godsdiens, want dit is Baal-godsdiens, het heeltemal deurgesuur na die topstruktuur van die westerse lande. En dit is die ander rede hoekom God hulle gaan verwoes. So hulle deel geraak van hierdie Babyloniese Baal-godsdiens, Talmoediese Kabbala-godsdiens, wat daar van die Joodse staat afkom. Reg.
En dit is die ander rede, hoekom daar verwoesting gaan kom. Soos wat die Joodse staat verwoes gaan word, so sal die westerse nasies verwoes word. Nou Henry Gruver, kan jy gaan opsoek op die internet, hy is 'n ander profeet, wat baie jare terug hieroor gepraat het, 1986, het hy gesê, hy sien hoe hulle die duikbote en die skepe afstuur aan weerskante van die Amerikaanse kus, en hy sê, hy kon sien, die Amerikaners was dit nie te wagte nie, hulle het gedink, daar gaan niks gebeur nie, en hulle bom dan uit die see uit, met daai kernduikbote van hulle, bom hulle dan onder andere New York, Florida, Miami, Florida, Seattle, San Francisco, Los Angeles, San Diego. En is elke keer min of meer dieselfde stede wat hierdie klomp dromers sien. So hier het ons nog 'n getuie van 'n persoon wat gesien het hoe die VSA verwoes word met kernmissiele. En dan kry ons Jan de Villiers, wat ons nou sommer noem die bliksteemdroper, dis een van ons eie dromers, mense wat droomvisies sien hier in Suid-Afrika, en hy het ook, meer as 4-5 jaar gelede, gesien hoe dan 75% van die VSA verwoes word. Hy sê die enigste plekkie wat veilig is vir blankes, sal wees daar iewers in die noorde, so reg langs, daar waar Montana is, waar hy aansluit 'n bietjie by North Dakota, enigste veilige plek. Hy sê, hy sien hoe vlug die konservatiewe Amerikaners, eers Texas toe, en toe naderhand noorde toe, en op 'n stadium kom hulle, en hulle kom sluit hulle by ons aan, net so Siener voorspel. So 75% van die VSA sal totaal verwoes word, onder andere militêr, op geologiese vlak, en natuurlik met burgeroorlog. Maar daar was nog 'n man, wat ook hierdie goed gesien het, en as jy gaan soek, daar's hordes, wat oor jare, ek praat oor 40 jaar, die verwoesting gesien het van die VSA. Want is die 7de kop. Die 8ste kop moet nou in beheer kom. Die islamitiese kalifaat moet nou van die grond afkom. Die Gog en Magog nasies moet nou van die grond afkom. Daai stelsel moet nou stadig maar seker by mekaar kom, en hy is besig om by mekaar te kom. Want die begin van daardie stelsel is die verwoesting van die Joodse staat, wat die Bybel Babylon noem. En hy sê vir jou presies, waar is Babylon? Lees mooi Openbaring 11. So dis die groot stad wat gehoreer het met die nasies van die aarde. In hierdie geval, die westerse nasies. Nou ja, hierdie is nou 'n video, dan kan jy nou luister na wat hierdie man sê. Weereens, hierdie mense, hierdie klomp wagters, hierdie dromers ken nie mekaar, hulle sit nie om 'n tafel nie, en dan besluit hulle oor hoe gaan hulle nou die ding beplan oor die laaste 50 jaar, dat hulle elke nou en dan 'n ouetjie het wat praat oor die verwoesting van die VSA. Nee, dit is soos wat die Gees werk. Hy gee waarskuwing 50 jaar terug, en hier dan 20 jaar, dan 30 jaar, daar's elke keer mense wat opstaan en waarsku, en wie wil hoor? Niemand wil hoor nie. Maar ons is nou by die punt, en dit het alles te doen met hierdie sonsverduistering van 2024, wat die finale streep getrek het, oor die VSA. Ons is nou 2 jaar verder. Die einde het aangebreek. Die VSA gaan vasval in oorlog, al wil Trump dit nie hê nie, omdat die VSA dans na die pype van die Joodse staat. En dit gaan veroorsaak dat baie seuns en dogters van die Amerikaners terugkom in houtbokse. Tweede prys is 'n houtjas. En dit gaan natuurlik 'n effek hê op die ekonomie, op die moraliteit van die volk. En natuurlik, ek vermoed Trump gaan die Senaat en die Kongres verloor op die einde van die jaar met die midterms. Want hy het beloof, daar sal nie oorlog wees nie. Hy het gelieg. Nou ja, kom ons kyk. Luister 'n bietjie wat sê hierdie. The Lord had shown me that the United States is going to be judged. My first dream was back in 2012. And I had this dream about 5 ships off the East Coast, and they launched nuclear missiles. And the strange thing is the missiles look like our own missiles being launched against our own cities. So I don't know what that means. Maybe it means we trigger the attack on us, which right now,
in the past, the Lord has told me that it was China, Russia, Iran has something to do with it, and North Korea. These missiles come in and one hits Central Florida, one hits at the Capitol, near the Capitol building. That's where it goes off. And then one hits our financial district in New York City. One hits Central United States near Chicago. One hits Los Angeles City. One hits San Francisco City. And the last one hit Seattle, near the water there somewhere, near Seattle, like in the middle somehow. I dreamed this dream about this attack, and when I woke up, like in my spirit, I giggled and I said, what a crazy dream, you know? And then I fell asleep and I dreamed it a second time. Only this time, at the end of the dream went the same way, the same cities were hit, everything. The Lord said to me in the dream this time, do you think it's a joke? Well, it's not. America will be judged. He said, I want you to write this down. So I wrote it. I woke up and I wrote it down. And then I fell asleep and I dreamed it a third time, the exact same dream. Then I had a dream about the monument to the destruction of the United States of America, and I saw this monument that was a grave monument, and it showed the Twin Towers on fire and smoking. The Lord was telling me that America would be judged for their sins and that America would burn. I said, well, what should I do? And he said, you must warn the church. And, they need to repent of their sins. So